Soos ek gesê het, gaan ons aan. Dit is die eerste en enigste opstanding van die regverdiges volgens Openbaring 20 vers 4 en 5, gaan lees dit maar self. Dan onmiddellik daarna, nadat die eerste oes afgehaal is die tweede oes deur 'n engel met 'n sekel ingesamel. Dit is die wynpers van God se toorn, die druiwe wat in hierdie parskyp van die grimmigheid van God gegooi word. Dit is die bose magte of mense wat teen Jerusalem versamel is, in die slag van Armagedon en op wie se lyke die asvoël sal seevier na Armagedon. In dieselfde tyd maak God dus ook die goddelose nasies van die aarde bymekaar om die parskuip van sy toorn te trap by Armagedon. Alle wedergebore Christene word met hom in die lig verenig, saam met al die heiliges wat opgestaan het, en daarna sal almal saam neerdaal, en Jesus sal sy voete op die Olyfberg neersit vir die groot stryd van Armagedon, waar die dier en die valse profeet verslaan gaan word. So gou as wat hierdie twee oeste ingesamel word, sal die 1000-jarige vrederyk van Jesus as heerser op aarde dan begin. Kom ons kyk na 'n opsomming van die eindtyd gebeure. Die Antichrist sal die gruwel van die verwoesting in die tempel wat herbou gaan word pleeg, en ons weet dat hulle werk steeds aan hierdie tempel wat hulle wil herbou. 2. Die groot verdrukking sal 'n tyd, tye en 'n halwe tyd duur, met ander woorde, ongeveer 42 maande lang. 3. Die oes van die koring, die wederkoms en die eerste opstanding van die heiliges sal plaasvind by Jesus se wederkoms na hierdie aarde toe. Die 4. punt, die oes van die onkruid. Die goddelose sal versamel word vir die vernietiging by die slag van Armagedon. Die 5. punt, die slag van Armagedon gaan gepaard met die finale uitstorting van God se toorn, en dit sal aan die einde van die groot verdrukking plaasvind. Ons 6. punt, die aardse koninkryk, die 1000-jarige vrederyk van Christus, begin in Jerusalem met die bruilofsmaal van die lam. Openbaring 19 vers 6 sê, en ek het iets gehoor soos die stem van groot menigte, en soos die geluid van baie waters, en soos die geluid van sterk donderslae wat sê, Halleluja, want die Here God die Almagtige het die koningskap aanvaar. Laat ons bly wees en ons verheug, en saam met hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom, en sy vrou het haar gereed gemaak. Laat my toe om die volgende te sê, daar is baie wonderlike openbaringe oor die eindtyd in die Bybel wat te min gepreek word in ons land. Al hierdie gebeure gaan plaasvind, of predikers dit nou wil glo en daaroor die woord bedien of dan nie. Hulle sal ook moet besluit of hulle die waarheid uit die woord van God oor die eindtyd gaan verkondig al dan nie. Dit is regtig tragies dat die meeste Christene nie eens 'n vae idee het van die eindtydplan wat God gereed gemaak het vir sy kinders om hulle deur die groot verdrukking te lei en te versterk nie. Hulle word deur sommige leraars geleer dat hulle weggeraap sal word voor enige van die bogenoemde gebeure in die wêreld sal kan plaasvind. Daar is gebrek aan openbaring kennis onder die Christene oor die ware Bybelse feite met betrekking tot die wederkoms en die groot verdrukking. Soos die einde naderkom het God reeds sy plan van aksie aan ons bekend gemaak deur die boek Openbaring, maar baie Christene weet nie eers wat daarin staan nie. Johannes sê, luister mooi, salig is hy wat die woorde van die profesie lees en die wat dit hoor en bewaar wat daarin opgeskrywe is, want die tyd is naby. Ek glo egter dat die Here alreeds leraars reg oor die wêreld
opgewek het deur sy gees, om sy plan deur sy woord vir die eindtyd te verkondig, sodat die maagde ons as kinders van die Here genoeg olie in ons lampe kan hê as die middernag duisternis aanbreek. Soos ons op die Here vertrou, sal die kennis van waarheid oor die aarde versprei word, sodat ons deur die groot verdrukking sal kan gaan. Johannes gee ook die volgende waarskuwing oor die boek oor Openbaring, want ek betuig aan elkeen wat die woorde van hierdie profesie, van hierdie boek Openbaring hoor, as iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God ook oor hom die plaag byvoeg wat in hierdie boek geskrywe is. En as iemand iets van die woorde van hierdie boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is. Hou tog in gedagte dat ek geen versteekte motief het vir die skryf van hierdie boek nie. Toe ek ongeveer 28 jaar terug hierdie openbaring oor die wederkoms van die Here ontvang het ek nooit eens gedink dat die Here my eendag sal vra om hierdie boek te skryf nie. Alles tot eer van sy naam. Dit is nie die gesindheid van my hart om te probeer bewys dat ek reg en u verkeerd is nie. Dit gaan oor die waarheid van God se woord wat u self moet ondersoek en ontdek deur die openbaring van sy gees. Die meeste eindtydskrifte is baie maklik om te verstaan wanneer ons dit in die regte konteks hou en kyk na die gees van waarheid vir ons leiding. Dit is egter baie belangrik om 'n liefde vir die waarheid in God se woord te hê. Ons moet die waarheid lief hê, want die waarheid maak ons vry van misleiding of valse leerstellinge. Ons almal moet onthou dat as 'n persoon weergebore is, dan het hulle God se Heilige Gees wat in hulle woon. As 'n Christen opreg met God wandel, deur die woord en die leiding van sy Gees volg, dan sal almal kan verstaan wat die skrif vir ons sê. Onthou, dit is nie intelligensie wat waarheid gee, dat net slim geleerde mense die Bybel kan verstaan en reg vertolk nie. Dit is ook nie geleerdheid wat waarheid verseker nie, alhoewel dit baie help in die bediening waarin ek self ook geroepe is. Ek sê weer, geleerdheid is nie 'n waarborg vir waarheid nie. Dit is die Heilige Gees, die Gees van waarheid, wat goddelike waarheid openbaar. Ware wysheid en ware begrip kom slegs deur die Gees van waarheid. Die Gees van waarheid sal ook veroorsaak dat jy valse leerstellings van mense wat die woord van God kragteloos stel kan verwerp, ongeag of hulle hooggeleerde ampte beklee of nie. Jy het ook nie Hebreërs, Grieks of kommentare van mense nodig om die skrifte duidelik te verstaan nie. Jesus het vir ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien deur sy Gees. Die beste kommentaar vir die woord van God is die woord van God self. Ons kan God se woord op ons eie verstaan en God se woord is toeganklik gemaak vir alle mense wat God in opregtheid en in waarheid deur sy Gees soek. Die volgende versies bevestig my siening dan. Jeremia 31 vers 34. En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê, ken die Here nie, want hulle sal my almal ken, klein en groot onder julle, spreek die Here, want ek sal hulle ongeregtighede vergewe en aan hulle sondes nie meer dink nie. Kom ons kyk na 1 Johannes 2 vers 27, en die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle, en julle het nie nodig dat iemand julle leer nie, maar dieselfde salwing sal julle aangaande alles leer, soos dit ook waarin geen leer nie, en soos die julle geleer het, so moet julle in hom bly. Ek glo ook dat ons lering nodig het met die nodige beoordeling met die waarheid van God se woord. Die woord sal dus vir homself spreek, want dit is die Gees van God wat u oortuig van die waarheid van God se woord. Luister na die volgende. The truth is like a lion. You don't have to defend it. Let it loose. It will defend itself. Jeremia 23:29.
Is my woord nie so, soos 'n vuur, spreek die Here, en soos 'n hamer wat 'n rots vermorsel nie. Die woord wat 'n hamer is, sal die werke van die vyand verbreek, godsdienstige stelsels vernietig en valse leerstellinge vermorsel. Prys sy naam. God het net een prediker wat net een stelling gemaak het oor die geheime wegraping, gebruik om my te laat wonder oor hierdie leerstelling en sodoende my soektog na die waarheid oor die geheime wegraping aan die gang gesit. Prys sy naam. Hier is die geleentheid vir u om dieselfde te doen. Handelinge 17:11 sê, en elke dag die skrifte ondersoek of hierdie dinge dan so was. Dis wat die mense in die tyd van Handelinge gedoen het. Vir baie van die gaan dit 'n openbaring, sowel as 'n skok wees om tot die besef te kom dat ons wel deur die groot verdrukking sal moet gaan. Ek het vir baie dae en een met die Here geworstel oor hierdie belangrike en ernstige onderwerp. Ek geniet beslis nie die gedagte dat baie van ons as Christene deur die groot verdrukking sal moet gaan nie, want ek is self 'n wedergebore kind van die Here waaroor ek baie dankbaar is. Dit sal vir my ook verdrukking in die vlees wees, net soos wat dit sal wees vir enige ander gelowige. Maar dit is wat die Bybel, die lewende woord van God, Jesus Christus, ons leer. En ek glo, ek is geroep om die woord in waarheid te verkondig tot eer van die wonderlike naam van Jesus Christus. En daarom skaam ek my nie vir die ware evangelie van God nie, want dit is die krag van God, waardeur mense redding, verlossing, bevryding en genesing in hulle lewens sal kan ontvang. Luister na die volgende skrifversie wat deel van my lewe geword het. Psalm 17 vers 4 en 5, maar dit is in die Message Bible. I'm not trying to get my way in the world's way. I'm trying to get your way, your word's way. I'm staying on your trial. I'm putting one foot in front of another and I will never give up. Is dit ook u uitroep vanmôre, geliefde kind van die Here, dat u kies die woord, die waarheid van die woord, wat deur God se Gees oopgemaak word? Sê die woord, Here, open ons verstand, dat ons die skrifte kan verstaan. Dit is my gebed vir u vandag, in Jesus naam. Tot volgende keer. Totsiens.